Goeiedag, ek is Annika Rollinson, graad 10, Nelspruit Hoërskool. Voorsitter, met die verkiesing in 1994 kon alle vroue in Suid-Afrika vir die eerste keer stem. Meer vroulike kiesers het politieke partye laat haas om vroue op hulle kandidaatslyste te plaas en in belangrike posisies aan te stel. Net daar is die sluise oopgetrek en sedertdien het daar baie water in die see geloop. Met die spreekwoordelike duim op die skaal het geslagsgelykheidswette die skaal so vinnig laat kantel dat dit nou begin oorhel na die ander kant toe. In ons edele strewe om alles meer inklusief te maak, het ons ook 'n hele stel manlike eienskappe die deur gewys. Dames en here, ek glo nie ons gaan skotvry hiervan afkom nie. Ek sê, die feminisering van beroepe hou ernstige risiko in vir 'n gesonde samelewing. Want die vervrouliking van die onderwysberoep faal seuns, dit dwing onnatuurlike rolverandering af en produseer ruggraatlose leiers. Eerstens, die vervrouliking van die onderwysberoep faal seuns. In Suid-Afrika is onderwys toenemend 'n vroulike beroep, maar seuns het dringend positiewe rolmodelle nodig. Die Menslike Wetenskaplike Navorsingsraad se opname het getoon dat meer as 60% van kinders in Suid-Afrika vaderloos is. Ek kan my net indink wat se identiteitskrisis ek as meisie sou beleef sonder vroeë vroulike insette. Vaderskap is die hoeksteen van 'n gesonde samelewing, so sê sosiale aktivis Craig Wilkinson, stigter van die Father a Nation organisasie, in sy artikel Suid-Afrika se krisis van vaderloosheid van 13 Junie 2024 in City Press. Hy sê daar is 'n duidelik en onmiskenbare verband tussen vaderloosheid en groot sosiale kwessies, soos geweldsmisdaad, korrupsie en lae onderwysuitkomste. Goeie, positiewe manlike gedrag is die teenmiddel vir al hierdie dinge, maar daar loop seuns al vas in 'n onderwysstelsel wat meisies beter pas. 'n Seun sonder 'n voorbeeld gaan verseker nie leer om eendag verantwoordelikheid te neem vir sy eie kinders nie, en daarom het die feminisering van die onderwysberoep gehelp om ons vas te vang in 'n siklus van gebrokenheid. En dit beïnvloed ons samelewing direk, met misdaadsyfers wat nuwe hoogtes bereik. Tweedens plaas dit onnatuurlike druk op vrouens om tradisionele manlike poste oor te neem. Ons meisies word dikwels vertel dat ons alles kan hê, maar dit kan 'n lokval word. Volgens die Suid-Afrikaanse Loodgietersinstituut maak vrouens tans net 3% van ambagslui in Suid-Afrika uit, maar ten minste 50% van ander ondernemings. Ek bedoel, dit sit nie in almal se broek om 'n graaf te steek en stene te gooi nie. Donna Rachelson, Suid-Afrikaanse spreker vir bemagtiging van vrouens, sê in die artikel: Groot geleenthede vir vroulike ambagslui van 4 April 2023 op Marula Media, dat maatskappye met vroulike leiers 'n mededingende voordeel het. Daarom reken sy dat konstruksiemaatskappye wat geslagsdiversiteit weerspieël ook meer winsgewend wees. Dit is om die rede dat die Accelerate Her program geskep is, om meisies te bemagtig om tradisionele manlike sektore te ontwrig, en terselfdertyd kan meisies vir hulle gesinne sorg. Laat dit jou nie 'n wenkbrau lig nie, is dit dan nog ons keuse? Daar word van ons verwag om in tradisionele manlike poste in te stap met veel eisende ure, terwyl ons dikwels steeds die primêre las by die huis dra. My ma moet steeds kook, skoonmaak en omgee vir die familie. Dis nie om alles te hê nie, dis om alles te doen. En wanneer die familie onderhou word deur iemand wat op leë voete loop, strek jy tot breekpunt. Laastens produseer dit meer ruggraatlose leiers. Die wet op gelyke indiensneming 55 van 1998 vereis rigstellende aksiemaatreëls om geslagsgelykheid te verseker. Dit geld ook vir die bevordering na leiersposisies. Ek sien onlangs op Bakkiesblad hoe ons minister van verdediging, Angie Motshekga, vergelyk word met die FSA se sekretaris van verdediging,
Pete Hegseth. Hy het jare se ondervinding, diens en prestasie in weermag en sy is 'n voormalige onderwyseres. Dis mos nie bemagtiging van sterk vroue leiers nie. Die joernalis Helen Andrews in haar artikel Groot Feminisering van 26 Oktober 2025 in Compact Magazine sê na mate meer vrouinstellings betree, neem daardie instellings meer emosioneel en verhoudingsprioriteite aan. Vandaar kry ons vroulike morele redenasie in die politiek wat inklusiwiteit en emosie bo objektiwiteit en reëlgebaseerde geregtigheid plaas. Die politieke kommentator Rob Hersov is dit eens met haar op sy YouTube-kanaal Truth Report van 6 Januarie 2026. Hy sê die risiko hiervan is howe wat atmosfeer bo wette stel, universiteite wat nakoming bo waarheid prys en firma wat aanbieding bo prestasie bevorder. Die resultaat? Meer ruggraatlose leiers met 'n kultuur wat verskonings maak vir uitnemendheid. Dames en here, die risiko verbonde aan die feminisering van instansies bewys, 'n gesonde Suid-Afrika is nie een waar loopbane geslagsgebonde is nie. Dit is een waar ons seuns, vaders en onderwysers het as mentors, ons moeders nie onder 'n 3-dubbele las hoef te soog nie en ons leiers gekies word op meriete, nie hulle kromosome nie. Waar gaan dit eindig? Sal ons uiteindelik tevrede wees as die hoofseun ook 'n meisie is?